Ek groet julle geliefdes. Kom ons luister na Numeri hoofstuk 12. Miriam en ook Aaron het teen Moses uitgevaar oor die kasiet wat hy as vrou geneem het. Ja, hy het 'n kasiet as vrou geneem. Hulle het gesê, is dit dan net deur Moses dat die Here gepraat het? Het hy nie deur ons ook gepraat nie? Die Here het dit gehoor, maar die man Moses was baie beskeie, meer as enige mens op aarde. Die Here het dadelik vir Moses, Aaron en Miriam gesê, gaan julle 3 na die tent van ontmoeting. Hulle 3 het toe gegaan. Die Here het in die wolkkolom afgekom. Hy het by die ingang van die tent gestaan en na Aaron en Miriam geroep. Toe hulle 2 vorentoe kom, het hy gesê, luister nou na my woorde. As daar 'n profeet onder julle is, sal ek, die Here myself, in 'n visioen aan hom bekend maak. In 'n droom sal ek met hom praat. Met my diensknegt Moses is dit anders. In my hele huishouding is hy betroubaar, van aangesig tot aangesig praat ek met hom, in 'n verskyning, nie in raaisels nie. Die verskyningsvorm van die Here sien hy. Waarom was julle dan nie bang om teen my diensknegt Moses uit te vaar nie? Die toorn van die Here het teen hulle ontbrand en hy het weggegaan. Toe die wolk van die tent af terugtrek, staan Miriam daar met 'n velsiekte, wit soos sneeu. Aaron het na Miriam gedraai en jou waarlik, sy het 'n velsiekte. Aaron het vir Moses gesê, asseblief my Heer, moet tog nie die straf vir die sonde wat ons in ons dwaasheid begaan het, op ons lê nie. Laat sy tog nie wees soos 'n doodgebore kind, waarvan die liggaam, wanneer dit uit die moederskoot kom, reeds halfpad verteer is nie. Moses het toe die Here om hulp geroep. O God, asseblief, maak haar tog weer gesond. Daarop sê die Here vir Moses, as haar vader haar maar net in haar gesig gespoeg het, sou sy nie 7 dae lank in skande gewees het nie. Laat sy 7 dae lank buite die kamp uitgesluit word, daarna kan sy terugkeer. Miriam is toe 7 dae lank buite die kamp uitgesluit en die volk het nie weggetrek totdat Miriam teruggekeer het nie. Daarna het die volk van Gaserot af weggetrek en in die Paran-woestyn kamp opgeslaan. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ons hoor soms dat mense sê, die Here het vir my gesê, of 'n gewilde frase wat mense deesdae gebruik, ek het skrif gekry. Hiermee wil mense sê dat dit wat hulle vir jou gaan vertel van die Here afkom. Dit is natuurlik so dat die Here mense gebruik om vir ons te vertel wat hy van ons wil hê, en hy gebruik mense om die Bybel te interpreteer en aan ons te verduidelik. Maar mense gebruik ongelukkig ook hierdie metode om ander van hulle eie wil te oortuig, eerder as van die wil van God. Daarom moet elke gelowige die Bybel ken, sodat ons kan onderskei tussen dit wat God vir ons sê en dit wat van mense afkom. Ons sien iets soortgelyks hier in Numeri hoofstuk 12. Aaron en Miriam spreek vir Moses aan oor sy kusitiese vrou. Dis onduidelik of hierdie huwelik werklik 'n probleem was of nie, maar wat wel duidelik word, is dat dit nie Aaron en Miriam se werklike klagte was nie. Hulle was in werklikheid in opstand teen Moses se leierskap. Aaron was die hoëpriester en Miriam was 'n profetes. Hulle was albei ouer as Moses en God het inderdaad ook deur hulle gepraat. Maar tog is hulle klein boetie die leier en hulle hou niks daarvan nie. Daarom bevraagteken hulle nou Moses se leierskap en herinner hom daaraan dat die Here deur hulle ook praat. Die Here maak dit baie duidelik dat dit hy was wat Moses as leier oor hulle aangestel het. En daarom is die 2 nie in werklikheid in opstand teen Moses nie, maar teen die Here self. Daarom straf die Here hulle. Miriam word melaats. Ons weet nie waarom Miriam alleen siek geword het nie, maar ons kan sien dat dit vir Aaron ook 'n straf was. Hy is ewig ontstel. Maar hy is nie net omgekrap oor haar siekte nie, hy raak bewus van hulle sonde en dit is vir hom ontstellend. Hy bely daarom hulle sonde en smeek om vergifnis. Hierdie verhaal vertel ook vir ons die evangelie.
Elkeen van ons kom in opstand teen die Here. Ons sondig en ons verdien 'n dodelike straf daarvoor. Maar daar is uitkoms. God stuur vir ons die middelaar. In hierdie verhaal was Moses 'n middelaar, maar Moses was bloot 'n heenwysing na die ware middelaar, Jesus Christus. Soos Moses is Jesus vals beskuldig, sleg gesê en verneder. Maar soos die sagmoedige Moses het hy stil gebly, want die Here hoor hierdie dinge. Ons leer dus uit hierdie verhaal dat ons die oordeel aan God moet oorlaat. As ons sleg behandel word, het ons nie nodig om self wraak te neem nie. God sal reg laat geskied. Maar dit is nog belangriker dat ons raak sien wat ons moet doen wanneer dit ons is wat sondig. Want ons gaan sondig en ons is skuldig aan opstand teen die Here. Ons moet hierdie sonde bely en by die Here om genade smeek, want hy sal ons vergewe. Hy het reeds aan ons genade bewys deur Jesus wat aan die kruis gesterf het en wat opgevaar het na die hemel. Daar sit hy aan die regterhand van die Vader en hy tree vir ons in. Deur hom het ons sekerheid van ons verlossing. Wat moet ons doen om hierdie verlossing te verdien? Niks. Ons kan niks doen nie. Maar ons moet onsself oorgee in sy hande. Ons moet glo en vertrou dat hy ons enigste redder is. Aaron en Miriam het straf verdien, maar hulle is vergewe. Hulle het niks gedoen om die vergifnis te verdien nie. Hulle het vergifnis ontvang omdat Moses vir hulle ingetree het. Ons moet dankbaar lewe met die wete dat Jesus vir ons intree en dat ons vergifnis ontvang sonder dat ons dit ooit kan verdien. Wanneer ons werklik verstaan, sal dit ons lewens verander. Dit sal veroorsaak dat ons beter wil lewe. Ons sal meer wil lewe volgens die Here se voorskrifte. Ons sal die mense om ons lief hê en bo alles God lief hê. Ons sal dit wys met alles wat ons doen. Daarom, bely jou sonde en lewe met vreugde die lewe van vergifnis wat God aan ons skenk. Kom ons bid saam. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en sygelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. Ja, ons sing ook oor die grootheid, die almag en die goedheid en U genade. Dankie Here dat ons U kan ken en kan dien. Ons weet ons verdien dit nie, want ons kom so maklik in opstand teenoor U. Maar ons vra dat U ons sal vergewe en dat U ons sal lei deur U Gees om soos nuwe mense te leef. Ons doen voorbidding vir mense op die paaie. Ons vra dat U sal wees met almal wat op reis is en dat ons paaie in ons land ook veilig sal wees. Ons bid vir U kerk wat vervolg word. Ons dink aan medegelowiges wat in moeilike omstandighede hulle geloof uitleef. Wil U tog ook hulle staande hou en hulle ook in hulle moeilike omstandighede gebruik. Ons bid hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen.